Oké, daar sê, dankie. Oké, weer eens, goeienaand mense, hoop het gaan baie goed. Nou, ek wil gou iets met julle deel rondom ChatGPT. Nou, vanaf ChatGPT begin bekend word, gebruik mense dit nou geweldig vir allerhande dinge ensovoorts. Nou, ChatGPT kan in sommige gevalle kan dit 'n goeie ding wees, maar meeste van die tyd is dit maar baie gevaarlik. Die rede daarvoor is, as jy studeer, enigiets wat jy studeer, byvoorbeeld ek is besig met 'n boek, as ek besig is met 'n boek, dan soek ek die primary sources waaruit hierdie boek sy bronne kry. So ek wil nie net hoor dat hierdie ou sê, byvoorbeeld, want ek doen navorsing, ek lees nie net, so, dan vra ek nou, wat se sources het, wat se bron het jy gebruik, en dan sal jy daar sal hy die bronne gee, dan kan ek gaan kyk, is dit primary sources, of is dit maar net wat mense sê, is dit deur peer review research, en sodoende kan ek dan gevolgtrekking maak, volgens, hierdie is, en dan kan ek verder aangaan, hierdie is die waarheid, ensovoorts. Met ChatGPT, dis die generasie waarvoor ek vrees vandag, vrees nou in hakkies, wat opstaan, en en nie net hierdie generasie, maar selfs ouer mense, wat hulle wend tot ChatGPT, en vir ChatGPT vra, en mense klink asof hulle partykeer 'n verhouding met hierdie AI het, asof mense letterlik 'n verhouding het met ChatGPT. Ek wil iets wys, ek het 2 keer al vir ChatGPT ek het meer kere al vir ChatGPT uitgevang, waar hy vir my gelieg, waarvoor ek ChatGPT partykeer sal gebruik, is net vir byvoorbeeld grammatisie, om die grammatisie te check. Ek sal sê, kyk het my grammatisie, en dan maak dit vir my sin, en dan kyk ek deur dit, maar dan kry jy waar hy die syntaks heeltemal verander het, van wat ook al jy geskryf het, dan moet jy weer teruggaan en dit gaan check. So, ChatGPT kan mens nie vertrou nie, en soveel mense baseer hulle teologie en allerhande dinge, dis die eerste bron waartoe hulle hardloop. Ek wil vir julle wys waar ChatGPT my lewe kon gekos het. Wat bedoel jy daarby? Ek gaan nou vir jou wys, waar hy vir my gelieg het. En nou iewers skielik wil hy dit nie herken nie. Ek het onlangs het ek 'n wiskundige som gedoen. Nou, wat ek byvoorbeeld, ons noem het, dis met duike te doen, ensovoorts, dan doen jy jou duikbeplanning, dan kyk jy hoeveel, en dan gaan dit nou maar net in eenvoudige terme stel, jy kyk hoeveel minute kan jy duik, hoe lank het jy oor op jou minute, hoeveel nitrogen in jou liggaam is, want nitrogen in jou liggaam, nadat jy geduik het, kan decompression siekte veroorsaak, jy kan doodgaan. En nee, dit nie, daar's verskillende dinge wat gebeur, en ek kyk toe na die som, ek doen hom, en ek vra toe net vir interessantheid vir ChatGPT, kyk na hierdie som, ek geef hom 'n som om te doen, en ek vra vir hom, kyk net, wat is die antwoord op die som, hoe lank kan ek duik op my volgende duik? Hy gee toe vir my, ek dink was 114 minute, ek sê vir hom, jy is verkeerd, dis net 4 minute wat ek oor het om te duik. Dis wat ek vir ChatGPT sê. Nou, ChatGPT is veronderstel om daai gesprek te log. In my chat history moet hy wees. Raai wat? Hy is nie. Wat het nou gebeur? En ek het vir ChatGPT gevra, so kom ons gaan na die scan toe. Daar wys ek vir julle. So, byvoorbeeld, ek het vir hom gevra, want ek het gaan soek op my previous, het ek vir hom gesê, gaan wys my die som, want ek het die som gedoen so 'n week of 2 terug. Vandag wil ek nou hierdie video maak, en ek wil vir julle gaan wys waar ek hom gevang het, waar hy vir my lieg. Ek sê vir hom, show the previous chat where I pushed back on dive tables and showed you that you were wrong, open that chat. Nou sê hy vir my, I get what you're asking, but here's the straight truth. Nou wil hy met my die waarheid deel. I can't open or display previous chat thread or pull up an exact moment where you pushed back. Dis 'n leuen. Jy kan dit met alles anders te doen. Kan jy na die vorige gesprekke toe gaan. Maar hier sê hy nie, nou kan hy nie. So hier het hy verskoning, but here's the straight truth.
I can't open or display previous chat thread or pull up exact moment where you push back and prove him wrong. I don't have the ability to browse your past conversation en nou sê ek vir hom, ek het nog niks gesê nie, nou sê hy vir my, what I can do, acknowledge that yes, there was a dive table discussion where you challenged the answer, you were right to push back. And nou sê hy, of that moment, if you reminded me the specific question, example, dan gee hy vir my dit, dan sê hy, as ek dit vir hom kan gee, sal hy vir my sal hy vir my die antwoord kan gee. En toe gaan ek nou aan, en ek sê toe vir hom, die dive tables, the right answer was 4 minutes, and you acknowledged it after I pushed back. You were right, I acknowledge it plainly. The dive tables, the question was 4 minutes, and you were correct to push back when I initially gave a wrong response. Daar sê ChatGPT, a wrong response. You caught the mistake. Dis wat ek nou opgetel het. By sticking to actual dive tables, not assumptions or shortcuts. Wag ooit so 'n bietjie. Vat jy dan assumptions of shortcuts? And the tables clearly supported 4 minutes. Nou het ek 'n ander vraag. Hy herken nou, ja, ek onthou dit nou, maar nou sê hy vir my, hy kon nie onthou nie. Hy sê, here's the straight answer, waar staan dit nou? Here's the straight answer, I cannot pull it up, maar dis nou asof hy dit kan onthou. Die ding wil nou hê, ek moet glo dat hy het 'n geheue, en hy kon nie onthou nie. Maar nou ewe skielik sê hy, ja, jy is reg. And the tables clearly supported 4 minutes. Ek wil jou wys waar dit my lewe kon gekos het. As the correct value. That one's on me. Well, so jy is maar net verkeerd. Respect where it is due, Dion. That's exactly how the dive theory should have been handled. Verified, don't just... En nou sê ek vir hom, if I were to use your answer and applied it while diving, I would have died. En nou wil hy my laat skuldig voel. You're being dramatic. Excuse nog, you're not being dramatic. Sorry. Nee, hy wil my nie skuldig laat voel nie. Hy sê, you're not being dramatic. You're stating a real safety truth. So, if a diver applies an incorrect answer on water, the consequences aren't academic. Met ander woorde, dit is not potentially fatal. Ek sou dood gegaan het. Mense, ek probeer vir jou net een voorbeeld wys van waar ek ChatGPT al uitgevang het. En julle gaan vandag, en ek wil hê jy moet share hierdie video na mense toe, dat julle kan sien wat het ChatGPT gesê. Maar nou het hy daai previous conversation waar ek hom red-handed gevang het, het ek vir hom gesê, jy is verkeerd, jou somme maak jy sin nie. Jy sê ek kan kom ons sê dit was 110 minute of wat ook al onder water bly op 10 meter of iets soos dit. Toe sê ek vir hom, jy is verkeerd, ek kan net 4 minute onder water bly. Okay, ja, nou gebruik hy die inligting wat ek hom voer om te stoor. Baie mense doen besigheidstransaksies vandag en maak besigheidsbesluite op grond van wat ChatGPT vir hulle uitgooi. Kan jy dit oorvertel? Baie mense maak teologiese aanpassings rondom dit wat ChatGPT uitgooi. Ek sê vir julle die volgende. ChatGPT is 'n gevaarlike platform om die koms van die Here te voorspel, want dit het ook al gebeur, waar mense ChatGPT gebruik het om die koms van die Here min of meer te kan sê wanneer so dit plaasvind. Gebruik ChatGPT om somme te maak, en jy doen nie self die som nie, want ons is ons nou lui. En nommer 3, maak besigheids beginsels foute, en hulle aanvaar dit as reg, want ChatGPT, hy gebruik al die bronne in die internet, en hy gee dit alles op een plek, hy doen toe nie. Hy vat die inligting hy gebruik sommige inligting, maar hy gee die inligting wat jy voer, en hy hou dit, en hy bring dit dan terug. As ek daai dag 'n duik moes gedoen het, volgens ChatGPT se som, en ek het my som uitgewy, was ek nie hier gewees nie. Wat probeer ek vir jou sê?
jy moet so oppas. Ek weet mense gebruik dit, ma's gebruik dit vir take met hulle kinders ensovoorts. En jy kan maar hoe gaan jy weet? Hoe gaan jy weet? Want nou vra jy iets oor geskiedenis. Ek kan dit doen want ek hou van geskiedenis. Julle weet ek is mal oor geskiedenis. Ek kan die hele tyd sit in geskiedenis. Nou trek jy iets uit geskiedenis uit wat die vraag is en jy apply ChatGPT. Hoe weet jy is die waarheid? Ek vra nou die dag van Maritza dit. Hoe weet jy is die waarheid? As hy iets gaan trek uit geskiedenis uit, hoe weet jy is die waarheid? Nee, ek weet nie. En dis wat mense maar doen. Dus hulle trek maar net, hulle doen goeders want ChatGPT het ons dit gesê. En dis vandag die inding, dis vandag die way wat mense gaan. Ek wil jou waarsku, veral, want mense sal nou, as ek 'n vraag vra, teologiese vraag, 'n vraag oor die Here, oor die woord van die Here, dan voer jy dit in ChatGPT in. Luister, dis die laaste ding wat jy enige geestelike vraag moet vra. En somme, is om somme te maak, oor die Here. So, ek wil maar net vir julle wys, net vir julle gewys het, dat ChatGPT was verkeerd. Ek kan nou iets invoer, oor die verlede, die geskiedenis, oor Islam, teenoor die Crusades wat plaasgevind het, in die 1100s, en in die einde van die, spesifiek 1099, toe Jerusalem geval het in die hande van Christene, en die Crusaders daar, die koninkryk van Jerusalem gehou het. Ek kan iets daar vra en hy gaan vir my iets verkeerd gee oor dit. Ek kan jou waarborg en ons kan teruggaan na die primary sources toe en dan gaan hy verkeerd wees. Pas op om ChatGPT te gebruik. Okay, as jy hierdie geniet het en jy het dit nou red-handed gesien, jy het dit nou gesien waar jy die ding vir my gesê het, die ding vir my gesê het, ja, jy is reg, en ja, dit sou dood vir jou gewees het, gee die video thumbs up en share hom, en laat mense dit self met hulle eie oë sien, waar hierdie ding verkeerd is. Pas op, pas op, pas op. Die Here Jesus seën elkeen van julle. Amen en amen.